begin met 'n nuwe reeks hierdie kwartaal en die reeks gaan maar net daaroor dat ons eintlik stappie vir stappie saam met Jesus wil stap van kennis. Ons weet 'n klomp goed, maar na aksie toe. Hoe gaan ons prakties Christen wees, soos wat Jesus 'n voorbeeld was? Want ek dink nie Jesus het ooit in gedagte gehad, en dat is nie verkeerd daarmee nie, maar dat 'n mens so op 'n Sondag moet by mekaar kom, net dit nie. Jy het op 'n Sondag kom check jy in of hy okay is, en hy kyk of ons okay is, en dan gaan ons weer aan met die week nie. Dis nie sy gedagte gewees alleen nie. Sy gedagte is dat ons kom in op 'n Sondag, en ons hoor wat hy vir ons wil sê, en dan gaan leef ons dit. Want dis eintlik soos hy geleef het. En wat hy ons wil leer, en dis wat hy ons maar, hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom, is juist vir hierdie rede, om te sê, kom leer ons die karakter van Jesus, kom wys ons die karakter van Jesus. En hy leer ons dit deur die Heilige Gees. En een van die karaktereienskappe van Jesus waarvoor wat hy voor bekend is, en wat ek dink ook vir ons nodig is sy deernis, sy compassion. Daar's baie verse in die Bybel daaroor, maar ek dink die gedeelte wat ek nou gaan lees in Matteus, is een van hierdie wonderlikste gedeeltes, wat vir jou baie mooi vertel van die hart van God, en waarom hy eintlik na hierdie aarde toe gekom het. So ons gaan nou lees, maar voor ons lees, kom ons bid saam. Here, ons het gesing van die koning van die konings. Ons het u woord oop voor ons, en ons weet is die koning van die konings, die Here van die Here, die hoof van die heelal, wat nou met ons praat. En ek is maar net 'n tuinslang, wat maar net die water moet vervoer, en ons ore is die ontvangplek van die lewende water, en ons wil vra, Vader, dat u ons fyn sal instel, op die stem van die Heilige Gees, deur al die stemme wat ons hoor. Dat ons vandag die woord sal hoor, dat ons Jesus se hart sal hoor, dat ons God sal sien, en dat iets in ons sal gebeur, wat ons sal aanspoor om soos Jesus te wil wees. Geef ons u hart, en wys vir ons uit die woord, leer vir ons Jesus. Amen. Nou, Matteus 9 vers 35 sê die volgende: Jesus het al die dorpe en die klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. En toe hy die menigtes gesien het, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpelose skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels: die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Nou, die roeping van Jesus is duidelik, is dat hy is geroep, en hy sê hier ook, ek gaan na die dorpies toe. Nou, as jy mense so dink aan Jesus, en ek dink hy het hierdie wonderlike vermoë om wonderwerke te doen, kon hy dit gedoen het. Hy kon sy disippels gekry het om te sê, luister, ons gaan 'n paar 10 dienste hou in Kapernaum, en dan gaan ons na Nasaret toe gaan, en dan gaan ons Jerusalem toe gaan, en al wat die disippels moes gaan doen het, is om hierdie pamflet uit te deel wat ek vir julle daar het. Dis wat dit is. Miracle Man, Jesus in town, come for healing services, the blind shall see, and all welcome, come and receive your miracle. En julle het dit al gesien ergens in Suid-Afrika, dat mense dit kan adverteer. En ek dink dis so baie goed gewerk het, want Jesus is 'n miracle worker, en dan kan hy vir die mense gesê het, as hulle so ingestap het, sê al die lam mense, sit julle daai kant, die blindes kon nie gesien het nie, hy sê, blindes, kom sit hier so voor by my, en die dowes kon nie gehoor het nie, so hy so gewys het, so toe gaan, en so sou hulle almal gesorteer het, en dan kon hy net so gemaak het, en dan was almal gesond. Hy kon, want hy's God. Hy kon dit met een slag gedoen het, maar dis nie sy hart nie. Sy hart was nie dit nie, sy hart was dit, dat hy wou by die mense uitkom. Hoor wat staan hier in die eerste deel van hierdie versie. Hy sê, Jesus het na al die dorpies en die klein plekkies besoek. Is dis die ding wat hy vir ons kom wys het, dat is eintlik 'n tweeledige ding. Hy het vir die mense kom wys, maar die God wat julle in die Ou Testament aanbid het, dis wat sy hart is, dis wie hy regtig is. En ons gaan dit nou sien. Aan die ander kant het hy ook as God kom beleef, hoe leef mense? Want hy was God.
Hy het nog nooit in hierdie wêreld geleef nie. So hoe leef mense? En daarom het hy besluit, hy gaan van berg op, berg af, dorpie na dorpie toe stap. Hy gaan met sy voete instap, daar waar die boeregemeenskap by mekaar kom. En dink jy jou in, hy daar, sê maar net, jy sit daar aan werk, en hier, jy's ergens in die veld besig om jou landerye te doen, of in jou wingerd te werk, of jy's besig om jou koei te melk, of 'n skapie te slag, of jy drink iets koels saam met die mense daar in die aand, en hier stap hierdie man in. Kan jy jou indink? Hier stap die seun van God in, terwyl jy daar so sit en besig is met jou lewe. Klein dorpie, jy het nooit gehoor het eers van hom nie. So nooit in die groot dorpe ingekom het nie. En hier stap hierdie man in en hy sê vir hulle, luister, ek wil vir julle 'n boodskap kom vertel. En die boodskap is dit, dat God het julle so lief gehad, dat hy, en dis nou Jesus self, dat hy my Jesus gestuur het, om vir julle te kom vertel, die koninkryk van God het nou naby gekom. Dis in die eerste plek 'n vreemde boodskap, en 'n vreemde man, en ek dink die boodskap waarmee hulle groot geword het, was totaal die teenoorgestelde. As hulle Jode was, sou hulle gehoor het, dat die skrifgeleerders en die fariseërs sou vir hulle vertel het, van hierdie norsgod, hierdie God wat daarop uit is om jou uit te vang, wat altyd jou wil slaan en straf. Dis soos hulle gehoor het, hoe is God? Hy's 'n ver af God. As jy 'n Griek of 'n Romein was, sou jy in die Griekse en Romeinse gode geglo het. En nêrens het die Romeinse en die Griekse gode 'n liefde vir mense gehad nie. Julle kan maar deur die godenom gaan lees. Hulle was daarop uit om jou te irriteer en kyk hoe kan hulle die lewe vir jou die moeilikste maak. Daarom moes hulle al hierdie offers bring aan al hierdie gode. Hier kom Jesus. En hy sê vir hulle, hoor, ek bring vir julle heeltemal 'n ander boodskap van God af. Die God, my Vader, wat vir julle kom vertel, ek stel belang in julle. Ek gee om vir julle. Dis God se hart. So hoe doen hy dit? En dis die lesse wat ons by hom kan leer. Die eerste ding, hy doen lering. Hy gaan letterlik in die sinagoges in. Hy sê hy het die mense in hulle sinagoges geleer. Nou 'n sinagoge is nie 'n kerk nie. Dis baie meer as 'n kerk. Die ortodokse Jode in Duitsland en in Europa praat van 'n sinagoge as 'n shul. En jy het seker al gehoor, waar kom die woord vandaan? Dis 'n skool. So dis wat die sinagoge se doel was. Die sinagoge was die sentrale punt van die gemeenskap van die Jode. So dis daar waar die ouens geleer het oor die eerste 5 boeke van die Ou Testament het hulle gelees daar. Mense het soontoe gekom as hulle meer wil hoor van God. Dit was hulle skool gewees. Die kinders het skool gegaan daar en die Bybel was, die Ou Testament was hulle handboek gewees. En so het hulle skool gegaan by hierdie plek. Hierdie plek was die sentrale punt waar jy kon kom, as jy arm is, kan kom soek vir iets om te eet. En as jy iets het om te gee, om te eet, dan bring jy dit na die sinagoge toe. Dit was ook die plek gewees waar 'n besoekende predikant dan sou kom, as hy daar op 'n Sabbatdag aankom, dan sou hulle vir hom sê, okay, jy's nou 'n leraar, jy's 'n rabbi, kom vertel bietjie vir ons, wat is die boodskap van God af? En dis hoe Jesus gewerk het. Hy het gesê, ek gaan, daar waar die Joodse middelpunt is, die sentrum van hulle lewe, gaan ek vir hulle kom vertel, in hulle sinagoges, hoorie, dit wat julle tot nou toe gehoor het oor God, God is anders. God is 'n God wat deernis het, 'n God wat omgee het. Ek dink dis wat die kerk ook moet wees. As jy dink oor ons gemeente, behoort ons ook 'n plek te wees, waar mense, ek praat nie van die plek alleen nie, maar vir julle as gemeente, julle wat ergens werk, behoort 'n plek te wees waar julle beweeg, waar mense sê, maar hierdie ouens, hulle is onveranderlik, hulle het die waarheid, hulle glo in die waarheid, want dis uiteindelik wat daar moes gebeur het. Ons leef in 'n wêreld wat so verward is, julle ken hierdie wêreld, elke nou na is daar 'n nuwe boodskap, is daar 'n nuwe ding wat mense in glo, en dit is wat op ons kinders en by die skole afgedwing, en julle weet hoe gaan dit by julle werke, al hierdie goed. Elke keer is daar 'n nuwe boodskap. Ergens moet ons kom en die waarheid vashou aan. En sê, dis die waarheid. Ons moet onveranderlik aan hierdie woord vashou. Dis gister en vandag en môre dieselfde.
God is gister en vandag en môre dieselfde. As jy dit net vandag huis toe kan vat, in hierdie veranderende wêreld waar alles anderster is, waar alles begin in 'n rigting beweeg weg van God af. Het ons wat gelowig is, en dis die lering van Jesus vanoggend vir ons, as hy in sou gestap het by ons, is om te sê, God is gister en vandag en môre dieselfde. Moenie dat hierdie wêreld jou skud nie, maar wees jy iemand wat in hierdie wêreld instap, en nie deur hierdie wêreld geskit word nie, en nie deur hierdie wêreld verander word nie, maar wees jy net iemand wat standvastig bly by die woord, want dis wat hy nodig het. Dis die eerste ding wat Jesus gedoen het. Hy het geleer uit die woord uit vir mense wat ontvanklik was vir die woord. Die tweede ding wat hy gedoen het, hy het ook geproklameer, hy het verkondig. Hy sê hy het die evangelie van die koninkryk verkondig. Want dis hoe God se hart is. God se hart is nie net vir die gelowiges nie. Hy het nie net ingestap in die sinagoge en kom sê, hoorie, alles is nou oké, dit die profete vir wie julle gewag het, ek is daai profeet, die Messias het gekom, nie net dit nie, want baie mense was nie in die sinagoge toegelaat nie. As jy 'n tollenaar was, met ander woorde 'n belastinginvoerder, invorderaar was, dan sou jy nie daar kon gewees het nie. As jy 'n sondaar was, sou jy nie daar kon gewees het nie. As jy 'n Griek was, of 'n Romein was, of iemand wat nie geglo het nie, kon jy nie in die sinagoge ingekom het nie. So Jesus het gesê, maar ek gaan na al die mense toe, die wat nie in die sinagoge is nie. Die mense soos ons, as ons daai tyd daar gebly het, en ons was nie 'n Jood gewees nie, sou hy na ons toe gekom het. En hy het vir ons kom proklameer, met 'n radikale boodskap, wat vir daai mense moes radikaal wees. Want hy het gesê, hoorie, daar's plek nou vir armes by God. Die siek mense is nie meer weggejaag, weggestoot nie, want die melaatses kon nie naby kom nie, en hulle het ook maar daai ding van kwarantyne gehad, as jy siek was, moet jy vir 14 dae buite die dorp gaan bly het. Dis nie 'n nuwe ding wat COVID vir ons kom leer het nie, dis 'n Bybelse ding, jy's uitgestoot. En Jesus sê, nee, laat die siekes kom, laat die armes kom, laat die sondaars kom. En hy gaan en hy vertel vir hulle hierdie boodskap van die koninkryk van God, wat gekom het, om vir mense te kom oortuig van God se liefde. Selfs die mense wat nie gelowiges was nie, het die kans gekry, en die manier hoe Jesus het gedoen het, hy is van dorp na dorp geloop. Hy het nie hierdie groot tentgoeders gehou nie. Die derde ding wat hy gedoen het, hy het gesond gemaak. Hy het genesing gebring. Elke soort siekte en kwaal het hy gesond gemaak. Die verskil tussen Jesus en die skrifgeleerdes en die slim mense van daai tyd, is dat hy gekom het na mense se egte, regte behoeftes, en hy het vir hulle kom wys wie God regtig is. Die feit dat hy mense gesond gemaak het, is om te kom vertoon, want dis wat sy werk was. Sy werk was om te kom sê, ek kom wys julle wie is God. En hoe wys hy vir hulle is God? Nie hierdie veraf kwaai God nie, hy is deernisvol, hy is simpatiek, hy is iemand wat omgee, hy is iemand wat liefdevol is, hy is barmhartig, hy is goedhartig, dis wie God is. En dis wat hy vir ons en vir die mense van daai tyd kom wys, en is vandag nog dieselfde. Hy is nog steeds 'n God wat vir ons kom sê, ek is deernisvol met jou, ek gee vir jou om. En ons het dalk hierdie gawe van genesing, nie? Dalk het een van julle die gawe van genesing, ek het dit nie. Maar die een gawe wat ons almal het, is die gawe van die liefde. En dis wat hy ons kom gee, is om te sê, gaan na hierdie wêreld toe wat stikkend is, hierdie wêreld wat eintlik maar siek is, en bring daai liefde dan, want dis wat ons nodig het. Die volgende ding wat hy gedoen het, en dis eintlik deel van hierdie genesing, is dat hy 'n deernis gehad. Hy het compassion gehad, en dis hoekom ek net toe in die begin dit gesê het. Hoor wat staan hier. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Vir my is dit amazing. Onthou nou, en ek praat nou oor goed wat ek nou miskien nie so baie van weet nie. Maar God het nog nooit, was God voor Jesus 'n mens nie. So nooit kon God beleef het wat dit is om 'n mens te wees. Wat dit is om 'n mens te wees wat hulpeloos is,
wat verlore is sonder God, wat hopeloos is, wat geen toekoms het nie. God kon dit nie verstaan nie. Daarom het Jesus gekom. Daarom kom hy en hom kom sê, maar ek wil by hierdie mense kom leef. En as hy so loop, en nou staan daar, hy so tussen die dorpe deurgeloop, en soos wat hy deur hierdie dorpe loop, kom hy op 'n punt, en dan sê hy, maar hoorie, ek sien hierdie menigtes, hulle is moeg en hulpeloos, ek kry hulle innig jammer. Dis die hart van God, om na die wêreld toe te gaan en te sê, ek kry julle innig jammer. Hy kry ons innig jammer, want hy verstaan ons wêreld. Voordat hy gekom het hy nie ons wêreld verstaan nie. Ek kan maar Hebreërs 2 gaan lees, waar hy sê, hy is versoek soos wat ons versoek is. Hy het moeg geword soos ons moeg geword. Hy het kwaad geword soos ons kwaad word. Hy het verstaan waarom ons deurgaan. Dis hoekom Jesus moes kom, onder andere, om te kan verstaan wat dit is, wat ons deurgaan. En toe hy dit besef, dan staan daar, hy het innig jammer gekry vir hierdie mense. Nou die woordjie compassion, in Latyn, ek sê nie die taal, Latyn, ek leer vir julle ek gaan vir julle Griekse woord ook nou leer, maar Latyn is compati, compassion, en die kom is saam, en die patie is seer kry. So Jesus het saam met hierdie mense seer gekry, en die woordjie innig jammer, wat ons daar het, beteken eintlik dit, to be moved in as to one's bowels, or to experience great affection, and compassion for someone. Dus die Griekse woord beteken eintlik dit is soos, in die Engels praat daarvan, I'm sick to the stomach, nee, so iets. En ek weet nie of jy al, as jy ek weet nie, ek Rikkie, maak jy lewe vir my baie keer moeilik, ek praat as 'n bietjie die huis uit. Maar ons kyk sulke goed wat mense val en seer kry. Kyk, sy hou van hierdie bergklimouers, maar ek kry hierso pyne, ek voel letterlik, as ek sien daai ou gaan val, en hy gaan seer kry, dan kry ek al hierdie pyne vir hom, ek sê nie, ek kan nie kyk nie, ek is maar 'n sissie, maar dis soos Jesus gevoel het, hy sê, as jy voel, maar wow, as jy hoor iemand het seer gekry, as ek nou vir jou vertel van iemand wat baie seer gekry het, dan voel jy, ek voel dit ook, en dis wat hy eintlik voel, hy sê, hy word in mekaar ingetrek, dis wat die woord beteken, dat as ek mense se seer kry sien, dan kry ek saam met hulle seer. En hy is God. Maar hy moes dit kom beleef het. Julle kan onthou toe Lazarus sy vriend dood is, dan gaan hy soontoe, en dan staan daar toe hy nou aangekom het, en Lazarus en Maria en Martha hardloop na hom toe, en hulle sê vir hom, maar Lazarus is dood, en hy sien hoe mense huil, hy sien die rou hartseer van mense by 'n begrafnis, of by iemand wat dood is, staan daar, hy het bitterlik gehuil. Toe hy besef, maar hy is besig om op pad om Lazarus uit die doodheid op te wek, maar hy word deur hierdie mense se emosies so geraak, dat hy huil, dat hy uitbars in trane en sê, ek verstaan nou, hoe voel julle, as julle iemand aan die dood afstaan. Ek kan sien hoe rou pyn het julle, en ek beleef dit ook self. En dis wat hy hier sê, hy sê, hy wil eintlik maar vir ons sê, dat by jou, as ons dink, Jesus moet vandag hier instap, en hy moet binne in jou lewe kan insien, kan jy vandag hier uitstap en sê, maar hy is betrokke by my, seer kry, by al die goed wat met my gebeur, miskien is ek kwaad, miskien is daar bitterheid in my lewe, miskien is daar iets wat iemand aan my gedoen het, miskien is ek bekommerd oor my gesin, miskien het ek 'n gebroke hart oor my huwelik, of my kind, of my ouers, hy sien dit raak. En dit raak hom, soveel so, dat daar pyn in sy hart is, pyn in sy maag is, dat hy saam met ons voel. En dis wat ek waardeer van Jesus. Hy loop nie daarin en sê, ja, maar julle wil ons nie geluister het nie, hoekom lees jy nie die Bybel nie, hy kom nie daar met 'n oordeel nie, hy stap nie tussen hierdie mense deur, dis nie sy werk gewees, om hier in te stap en almal te gaan veroordeel, omdat hulle nie lankal aan God geglo het nie, hy was nie dit nie, hy loop daar en hy sê, wow, die effek van sonde is so groot, dat hy sê, hoe lyk hulle? Hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Ek wil hê jy moet een ding onthou wat ek nou gaan sê. Mense is in die moeilikheid. Alle mense
is in die moeilikheid een of ander tyd. Maar mense sonder God het groot moeilikheid. Maar as ek en jy moeilikheid het, as ek en jy 'n probleem het, 'n hartseer het, 'n seer het, iemand wat aan die dood afgestaan is, noem dit op, kan ons na God toe gaan. En ons kan by God sit en ons kan deur Jesus bid en Jesus sê, ek verstaan presies hoe jy voel. Want ek was daar, ek het gesien hoe voel mense wat seer het en swaar kry. Ek weet hoe jy voel. Ek verstaan jou 100%. En daarom sê ek, mense sonder God het nêrens om te gaan. Na wie toe moet hulle gaan? Wie gaan hulle help? Wie gaan hierdie wêreld help buiten God? Daar's net een persoon wat vir hierdie wêreld sal omgee. En dis Jesus. Jy weet, Hindoeïsme is die wreedste godsdiens op die aarde. Hulle werk in sulke kastestelsels. Dit is amper soos 'n klas. En die laagste kas is die Dalits. Jy wil my help as ek verkeerd sê. Hulle is die untouchables. Jy mag nie aan hulle raak nie. So laag is hulle. Hulle maak die rioolpype skoon en hulle maak huise skoon en hulle vee die strate en as hulle siek is en hulle het hulp nodig of hulle is arm en hulle het nie kos nie, mag jy hulle nie help nie. Niemand mag hulle help nie. Want dit is karma. En karma beteken, jy het 'n slegte lewe in jou vorige lewe, en daar glo in reïnkarnasie, so jou vorige lewe was bitterlik sleg, so karma. Jy kry dit. So jy moet self daar uitkom, hopelik sal jy die volgende lewe beter wees, en as jy nie beter wees, is dit jou eie skuld omdat jy hier is. En jy sal by mense loop wat besig is om dood te gaan, en jy sal die vermoë hê om te help. Maar jy sal hom nie help nie. Maar dit is karma. Islam is 'n wrede godsdiens. Dit maak mense dood as hulle nie in hulle glo nie. Miljoene mense is deur moslems doodgemaak, omdat hulle nie in God glo, omdat nie hulle in Allah wil glo nie. En net in Nigerië die afgelope paar jaar, 65.000 Christene deur moslems doodgemaak. In die wêreld sê niks daaroor nie. Boeddhisme, selfe stelsel, hulle glo in karma, so is dieselfde stelsel. As jy swaar kry, is dit jou karma. Sal jy nie kan help nie. Ek sal my mense help, my kas of klas, maar ek kan nie ondertoe gaan nie. Ek kan jou nie help nie. As jy glo in Confucianism, wat baie confusion vir my klink in elk geval, as jy besig om te verdrink en jy is nie jy glo nie soos ek glo nie, dan is dit maar so, sorry vir jou, ek gaan jou nie help nie. Dis nie my werk nie. En dan kom Jesus in hierdie wêreld in. En hy kom keer die hele ding om. Hy sê, as ek na hierdie wêreld kyk, dink nou net as daar 'n Hindoe daar ingeloop het in hierdie dorpies in, en hy sou al hierdie mense gesien het wat hulpeloos en moedeloos was sonder God. Wat sou hy gedoen het? Ek sê, kry vir julle, dis karma. As dit 'n moslim was, glo jy soos ek, nee, skiet ek jou dood. Dis 'n bietjie oor vereenvoudig. Maar Jesus stap daarin, die seun van die lewende God. En hy sê, hierdie mense is moedeloos en hulpeloos, en hulle is so skape wat nie wagters het nie. En dit is eintlik 'n aanspreek van die Joodse stelsel, waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Joodse se mense eintlik moes omgegee het vir hierdie mense. Het hulle net daarop uitgegaan om te sê, as jy verkeerd loop, as jy verkeerd spoeg, as jy verkeerd ding, dan word jy gestraf. Daar was net straf en straf en straf. Maar Jesus kom en hy sê, ek wil julle oë oopmaak vir hierdie wêreld. As mense in hierdie wêreld wat julle leef, kom ons vergeet nou van Israel, en ons vergeet van waar Jesus geloop het in Galilea. En kom sê, hy loop hier in Perth. Daar waar jy bly, daar waar jy werk, in jou leefwêreld in. Wat gaan hy raak sien? Dink net aan die persoon wat saam met jou werk, of saam met jou leef, in jou straat bly, iemand wat in jou gesin dalk is, wat nie vir God ken nie. Jesus sou vir jou gesê het, en vir ons,
Maar hy sê dit vir ons. Hierdie mense is moedeloos, hulle is hulpeloos, hulle is hooploos, hulle het geen hoop nie, hulle is rigtingloos vir een rede, omdat hulle niemand het wat hulle lei nie. Dis die hart van hom. En dan is dit asof daar so 'n radversnelling is van sy care. Want dan sê hy die volgende ding, hy sê hy is besorg oor die oes. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. So nou kyk Jesus nie net na mense se veldneeds nie, dit wat hulle nou nodig het nie. Hy sien mense is siek, dan maak hulle gesond. Hy sien mense kry swaar, dan bedien hy hulle. Maar nou kyk hy verder en hy sê, maar as ek so na al hierdie mense kyk, dan sien ek hulle as 'n oes. So, wie is die oes wat Jesus hiervan praat? Of wat is die oes? Die oes is mense. Alle mense. Die mense wat jy, die mense met 'n gesig, elke persoon wat jy raakloop, wat jy vandag gaan sien, is deel van die oes. Die oues, as jy by jou straat verbyry, of by die skool verbyry, of as jy in 'n winkel instap, of jy by die werk instap, daai gesig wat voor jou is, wat jy raak sien, is vir Jesus die oes. Dit kan jou eie gesin wees, jou eie vrou, jou man, jou kinders, jou pa, jou ma, jou broer, jou suster. As Jesus met die hart van God na hierdie wêreld kyk, dan sien hy niks raak wat ons raak sien nie. Hy sien nie hierdie mense wat nie soos ons lyk nie, nie soos ons praat nie, nie soos ons leef nie. Hy sien hulle en sê, hoorie, hier is almal die oes. Hier is almal die mense wat die lewe wat Jesus nodig het. Want hy kom nie net na hierdie wêreld toe, hy doen dit, hy kom nie net na hierdie wêreld toe om vir ons te kom sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, ek sê jou help, ek sal vir jou rus gee, en bid as jy swaar kry, en kom nie na die kerk toe, en jy gaan nie so liefde ervaar. Hy doen dit, is reg. Maar hy sê, ek kyk verder, en as ek elke gesig raak sien, dan weet ek, elkeen van hulle het 'n ewige toekoms. En daai ewige toekoms is wat ek wil hê, wat ek wil oor praat, want ek wil hulle ook by my. Hy sê die oes, die mense wat vir ewig gaan lewe, is elke mens. En hy sê die oes is groot, want die arbeiders is min. So vir my is dit die opperste omgee van God. Die grootste manier hoe God kan omgee, is nie net om ons te help, dat ons nie swaar kry op hierdie aarde nie. Die grootste omgee van God is om te sê, ek wil vir jou 'n ewige lewe gee. En elke mens wat jy mee te doen het die voorreg om in Jesus daar te kom. Maar as niemand hulle gaan help nie, dan is hulle vir ewig verlore in die hel. En dis wat Jesus kon sê. Op stadium praat Nikodemus met hom as 'n skrifgeleerde, en dan sê Jesus vir hom hierdie volgende woorde wat julle goed ken, maar ek wil hê julle moet nou lees, luister daarna, asof dit is, as ons kyk na die oes. En die oes is die mense met wie jy te doen het. Jy het nie met my mense uit te waai nie, want jy sien hulle nie. Maar die mense wat jy vandag in jou lewe het, hoor wat sê hy, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. God is nie 'n judgmental God nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. So as Jesus kom na hierdie wêreld toe, het God hierdie ding in gedagte, dat ek stuur jou my seun in hierdie wêreld, en ja, help die mense wat swaar kry, geef hulle 'n goeie lewe op aarde, maar ek stuur jou eintlik omdat ek hulle so lief het. Ek wil hê hulle moet vir ewig by my wees. Almal van hulle. So God het nie gekom om te oordeel nie. En dan is dit asof ek Jesus se hart dieper sien. Want hy sê, ek sien hierdie mense is hulpeloos en hopeloos en rigtingloos.
sonder 'n herder, maar ek sien hulle as die oes. En dan sien ek sy hart wat sê, maar die arbeiders is so min. Hy sê, bid aan die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Dis die diepste wese van Jesus se hart, en van God se hart, is dat die mense met wie ons die lewe deel, die voorreg sal kan kry, om vir Jesus te kan ontmoet. Dis die hart van God. Dis waarvoor hy sê, ek wil hê julle moet bid. Dis asof daar 'n desperaatheid in God se stem is. Nie dat ek sê hy kan ooit desperaat wees nie, maar net so 'n desperaatheid in sy stem, is om te sê die oes is groot, maar daar is so min mense wat belangstel in die oes. Elke ou leef net vir homself. Maar bid dan asseblief vir die Here van die oes, dat hy vir julle sal kan help. Ek dink dit moet skrikwekkend wees as jy na jou oes kyk en jy weet, ek het nie mense om dit af te haal nie. Die oes gaan verlore gaan. Sê nou maar, jy het nou 'n groot oes en jy moet nou, al die goed is het gebreek en jy het mense nodig en niemand daag op nie. Dan weet jy gaan dit verloor. Daarom dink ek dit is 'n byeenkoms soos vanoggend nodig dat ons net weer sal hoor dat ons is deel van die plan. Want ons sal nie 'n hart kry, en ek bid nou vir elke ou wat jy jou lewe mee deel en ek my lewe mee deel. Maar ons sal nie 'n hart vir hulle kry soos God het as ons nie vir hulle bid nie. Ons sal ook nie 'n hart kry of 'n omgee kry. Kom ons praat maar van so. Ons sal nie Jesus se omgee vir die mense kry wat elke dag saam met my werk en saam met my lewe nie. As ons nie verstaan dat as hulle nie vir Jesus kies nie, is hulle vir ewig verlore nie. Ons sal nooit daai omgee kry as ons dit nie verstaan nie. En Jesus wil ons daarmee help. Hy sê, ek wil hê, as jy in my glo, en jy hoor die hulpeloosheid van hierdie wêreld, en jy sien die hopeloosheid van hierdie wêreld, ek wil hê, as jy sien hierdie mense gaan verlore gaan, dat jy sal bid. En bid, het ons laasweek oor gepraat, bid vir God. Hoekom moet ek bid? Want hy is God. En daar staan, bid tot die eienaar van die oes. Hy is die eienaar, dis asof hy, nie asof nie, hy besit die hele oes. 7.5 miljoen, hoeveel is daar mense in die wêreld? Nou nie vanoggend getel weer nie, maar as 'n klomp by. Hy sê, dis my oes. Bid asseblief vir my daarvoor. En as jy begin bid, en ek weet, bid is baie keer soos laasweek gesê het, vra. Maar as jy dan begin vra om te sê, Here, ek het hierdie 10 mense in my lewe wat ek sien is hulpeloos en moedeloos en rigtingloos, en ek hou nie eers van hulle nie. Maar ek gaan vir hulle begin bid. Weet jy wat gebeur? Jy raak deel van sy plan vir daai ou. Jy hoor by God die strategie. Ek het nou daar gesê, as jy vis vang, het jy verskillende aas. Jy hoor by God jou strategie. Jy kom na God toe en sê, Here, maar ons het 'n bietjie probleme hier, ons het hindernisse, ons mag nie by die werk praat oor die Here nie, maar Here, gee my geleentheid om met hulle te mag praat, om vir hulle net te deel. Miskien kan jy net vir ons sê, weet jy, was jy in 'n kerk? Praat met hulle, vra vir God die plan. En dan as jy bid, sal jy hoor wat is God se hart vir hierdie mense. En dan sal God jou bekwam maak. God sal jou toerus. As jy by Jesus gaan sit, en by die God gaan sit en jy sê, Here, ek kom saam bid, U sê vir my, ek moet bid vir hierdie oes, en ek wil gehoorsaam wees, ek wil kom bid vir hierdie oes, gaan jou wêreld verander. En jy gaan gesien hoe gaan 'n geleenthede oor jou pad kom. Guaranteed. Jy gaan verstom staan oor goed wat mense vir jou vra. Maar as jy nie daarvoor bid nie, is jy nie die werker nie. Het help jy bid vir iemand, sê maar 'n vrou of 'n kind of 'n man of 'n broer of 'n suster of 'n vriend, sê Here asseblief hierdie buurman vir my, hy is verlore. Sal jy asseblief iemand na hom toe stuur? Jy bly langs hom. Is jy nie dalk die oplossing vir dit nie? Miskien is daar iemand anders die oplossing, maar jy gaan moet by God hoor nou. Jy gaan bid vir die oes. So wat hoor ek vanoggend? Eerste ding is, God het mense
wat die hele wêreld vol is, innig lief. Hy het mense lief, soveel lief, dat hy nie in sy hemelse troonkamer sit en toekyk en hom verlekker in hierdie wêreld se swaar kry. En sê, julle wil mos nie geglo het nie, dat julle suffer. Dis nie God se hart nie. God stuur Jesus, en hy loop met sy voete, van dorpie na dorpie. Ek sou glad nie so gedink het nie. Ek sê, kry jou groot sentrum in Jerusalem, en doen dit van daar af. Die mense sal soontoe kom as hulle hoor van jou. Hulle het na Johannes toe gestroom. Johannes het daar onder by die Jordaanrivier gedoop, en hulle het na hom toe gestroom, maar Jesus het nie so gewerk nie. Hy sê, ek gaan na die mense toe. En ek gaan by hulle daar sit, as in die aande, na hulle klaar gewerk het, en hulle sit so om die vuurtjie. Dan gaan ek so by hulle kom sit en vir hulle sê, weet julle wat? God het vir julle almal so lief, dat hy sy seun gestuur het. Dis sy boodskap. Hy gaan verby kyk, ek hoor, hy kyk verby, elkeen van ons, julle ook, ons maskers, en hy sien ons swaar kry raak, hy sien vandag miskien jou hulpeloosheid en moedeloosheid raak, hoor dit, en hy doen iets daaraan, en hy sê, hoor, ek gaan iets daaraan doen, ek wil hê, julle moet gaan verkondig, eerstens leer mense in die kerk, tweedens verkondig, en as daar genesing is, waar jy kan help, maar kry 'n deernis vir hierdie mense, kry God se deernis vir hulle, sien hulle raak as God se oes, en bid vir hulle. Dis die plan van God vir hierdie wêreld. Daar is nie 'n B-plan nie. Daar's net een plan. En as hierdie wêreld verlore gaan, en jy sit Christene wat dit weet, is dit wreed. Is dit eintlik wreed om te sê, sorry vir julle, ek het klaar die evangelie, gelukkig is ek gelukkig het ek so groot geword het en dat ek nou kan glo. Kry God se hart vir hierdie mense. Hoekom? Want God is goed. God is goed. Kom ek bid vir ons. Here Jesus, toe U in hierdie wêreld ingeloop het, of ingekom het U gekies om deur 'n maagd gebore te word soos enigeen van ons. U het in 'n krib gelê en U moes versorg geword het soos enige babietjie. Doeke moes geruil gewees het, U moes gevoed gewees het. U het aan stofpaaie van Nasaret gespeel. U het gewerk met hamers en spykers en bytels. En toe het hy begin loop. Van een dorpie na die ander. En het mense gesond gemaak. En het vir mense kon vertel. Hoorie, God het die wêreld so lief, dat hy my gestuur het. En God wil nie die wêreld oordeel nie. Maar God wil ons red. Jy het gesê, toe iemand vir jy vra, wat het jy kom doen, toe sê, God het my gestuur om te kom soek en te red. Op 'n ander stadium het jy gesê, dat jy het gekom vir die mense wat vasgevang is in kettinge, kom verlossing bring. Miskien sit jy iemand wat vasgevang is in kettinge van verslawing of enigiets. Jy het gekom om vir hom of vir haar los te koop. Jy het gekom om vir elkeen van ons wat hier sit, wat in U glo, los te koop van die sonde en die dood en die hel. En Vader, as hier iemand sit wat nog nooit dit aanvaar het nie, wil U nie nou in hom of haar, sy of haar hart werk. En vir hulle oortuig van die deernis van Jesus. You are not judgmental. Jy is nie veroordelend nie. Help vir ons om die oes om ons raak te sien. En Here, leer ons bid. Leer ons, help ons om te bid. Ons weet dis die antwoord. U sê dit hier, die oes is so groot, maar min mense stel belang in die oes. En dis by ons ook so. Maar Here, help vir ons om die hart van Jesus te kry. Eerstens vir ons mense hier om ons, in die kerk, maar ook buite. Ek bid dit in U naam, Jesus. Amen.